Welkom by Ekerk Boodskap, die podcast. Ons is 'n geloofsfamilie wat mense oor alle grense met die Bybel wil inspireer en toerus op 'n eie tydse manier. Jesus is die hartklop van Ekerk. Die Bybel is die middelpunt van alles wat ons is en doen. Mag vandag se boodskap jou verhouding met die Here verdiep. Geniet die boodskap. Here, gee dat u woord vandag 'n skatkamer sal wees waar ons te midde van vra u goedheid ook sal beleef in Jesus se naam. Amen. Ons sien 'n draad, 'n goue draad by die Prediker. En ons gaan dit vandag weer sien as ons in Prediker 5 'n paar reise onderneem. En dit is die draad dat God se genot, die toof, die goedheid van God nooit 'n ware gelowige sy stap nie. Ek wil graag saam met jou so 'n paar grepe uit Prediker 5 maak. Nou moet jy onthou, die Prediker werk met wysheid. Ou Testamentiese wysheid wat in Spreuke verstaan word as dat dit begin met die vrees van die Here, die vrees vir die Here. Wysheid wat maak dat jy 'n keurige lewe leef, dat jy weet wanneer om wat te sê, dat jy jou woorde tel, dat jy weet hoe om in die teenwoordigheid van dwaase stil te bly, dat jy jou hart oppas, dat jy nederig is. Wysheid is 'n leefwyse. Maar die Prediker het so 'n paar vrae oor tradisionele wysheid. Hy weet dat baie keer gebeur slegte dinge met goeie mense, met wyse mense. En dis vir hom 'n probleem. En baie keer is dit die dwaase wat al die voorspoed het. Maar te midde van hierdie vrae wil ek graag by 3 fasette vandag stil staan in Prediker 5 saam met jou, naamlik met oorhaastige gebede en tweedens bietjie die rol van geld en dan net derdens die rol van genot of genietinge. En ek lees saam met jou in Prediker 5, ek wil eintlik Prediker 4 vers 17 lees, sommer net 'n kantlynopmerking. Die Hebreëse teks van Prediker sluit 4 vers 17 eintlik by alreeds as hoofstuk 5 in, so ons het hierdie interessante ander versindelings tussen die Hebreëse en die Afrikaanse teks. Ek lees sommer uit die 83 vertaling. Wees baie versigtig as jy na die huis van God toe gaan. Is beter om nader te kom en te luister as om jou offer te bring soos 'n dwaas dit sou doen. 'n Dwaas kan niks anders doen as kwaad nie. Moenie te gou praat nie. Moenie oorhaastige belofte aan God maak nie. Hy is in die hemel, jy is op die aarde. Laat jou woorde daarom min wees. Baie doenigheid bring drome, baie praat lei tot onverstandige woorde. En as jy 'n gelofte aan God gemaak het, moet jy nie versuim om te betaal nie. Hy hou nie van ligsinnige mense nie. Wat jy beloof het, moet jy betaal. Dis beter dat jy nie beloof as dat jy beloof het en nie betaal nie. En wat daarop volg. Die Prediker se heel eerste waarskuwing is: wees versigtig met God. Wees versigtig met gebed. Wees versigtig met die inhoud van gebed. Wees versigtig met oorhaastige beloftes, of soos ons dit ken, geloftes, of 'n eed aan God. Die Prediker weet, mense bid. Hy weet, woorde rol. Hy was in die tempel, en hy verwys juis hier na die tempel, en hy hoor hoe maklik mense bid. In ons dae is dit niks anders nie. Daar is omtrent nie 'n vergadering of 'n byeenkoms nie, of dit word oop of selfs toegebid of 'n ete. Dis belangriker vir baie mense dat iets oop gebid word, dat daar voor 'n ete gebid word as wat gebid word. Die Prediker kies om te verskil. Hy sê dis gewoon nie waar dat gebed se dat belangriker is as die wat nie. Trouwens, hy sê dit is 'n hoë risiko wat jy vat. As jy dink jy kan sê wat jy wil vir God, want God gaan jou hou aan wat jy bid. Veral wanneer geloftes ter sprake is, en ek kom nou daarby, maar heel eers sê hy, ken jou plek, bidder, wees gewaarsku, bidder, God is in die hemel en jy op aarde. En daarom waarsku hy teen
hierdie lekker laissez-faire, hierdie alles is maar reg, want God ken tog my hart en hy weet wat ek bedoel. Ag, en ek het dit nou nie so bedoel nie. Mens hoor dit mos nou maar baie keer in die lewe. Ek het dit ook al gesê, dat ek nou nie te vroom wees nie. Ag, jy weet, die Here ken my hart en ek het dit goed bedoel. Die prediker sê, stop. Onkunde oor God se wil is nie 'n verskoning dat jy dit mag oortree nie. Nou hierdie terloops is mos nou 'n regsbeginsel ook. Jy kan nie sê omdat ek nie die wet ken, kan ek maar die wet oortree net soos wat ek wil nie. Jy is aanspreeklik voor die wet, al ken jy nie die wet nie, en dit geld van God ook. Onkunde is nie 'n geestelike waarde nie. Jy kan nie sê, ag, ek het nou nie mooi geweet hoe ek moet bid nie, en toe het ek nou maar net my hart vertrou nie. Jy moet weet wie is God. En daarom sê hy, daar's baie drome, Prediker 5 vers 6. Baie wat tot niks kom nie, wat tot hewel kom, soos ons al van tevore gesien het in die reeks. Maar dien jy vir God, wees versigtig. Hy sê dit in 4 vers 17, wees baie versigtig. Wees baie katvoet met wat se woorde jy op jou lippe neem as jy met die lewende God praat. Dit kan jou duur kos. Dit is beter om stil te bly. Dit is beter om 'n gewig op jou tong te sit sodat hy bietjie stil is. Is dit nie presies wat Job doen? Nadat God aan hom verskyn het, onthou jy vanaf Job 38, dat Job se groot belydenis is, tot nou toe het ek van die gehoor, nou bly ek stil, nou sit ek in sak en as nie, dat jy besef, dat Job besef, hierdie waterval van woorde, wat hy hoofstuk na hoofstuk op die Here losgelaat het, moet nou einde kry. Dis beter om nie te bid nie, as om verkeerd te bid. Dis beter om minder te bid, as om te veel te bid, en jou woorde draai teen jou. Jesus het op 'n baie ander manier vir ons in die bergrede, maar ek dink ook in aansluiting met dit wat die prediker bedoel het, Jesus vir ons gewaarsku in Matteus 5, dat ons woorde baie goed moet kies. Onthou jy, hy het gesê, dat ons moet baie katvoet loop, en ook in Matteus 6 oor gebed. Ek lees net 'n stukkie saam met jou, waar hy skrywe, waar Jesus in die bergrede sê, wanneer julle bid, moet nou julle nie soos die heidene, dis Matteus 6 vers 7, 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, julle hemelse Vader weet wat julle nodig het. So Jesus verset hom teen die baie woorde. Ek het al vertel, nou die dag ook in Beeld, Netwerk 24 het geskryf, van 'n vriend wat vertel het van 'n ouetjie by 'n ete, wat terwyl iemand die tafelgebed gedoen het, kliphard gesê het, papa, die oom bid my hamburger koud. Miskien, en toe het almal begin lag, en die oom moes 'n noodlanding met 'n amen doen, en alles was bietjie ontwrig. Almal het die kind se woorde onthou, en nie die gebed nie. Maar daarom sê Jesus, oppas, julle het 'n goeie Vader in die hemel. Die prediker waarsku na die heiligheid van God toe, en Jesus waarsku na die goedheid van God toe, en beide is waar. God is en heilig en goed. God is en almagtig en naby. Hy's en vreesaanjaend en liefdevol tegelyk. Natuurlik, hy's die almagtige God. Ek meen, hoe kan ons 'n God se teenwoordigheid wees en nie sidder nie? Die hele Israel het gebewe as God verskyn het, berge het gebreek, en tog is hy 'n Vader. En daarom moet jy weet, jy is met die almagtige besig. Dis wat Prediker 5 sê, katvoet, versigtig, weeg jou woorde. En aan die ander kant, hy's 'n Vader. Hy weet wat kinders nodig het. Ons weet mos, ons het dit al vir mekaar gesê. Kinders weet presies wat hulle nodig het. Hulle het alles nodig. Hulle wil alles hê, en hulle wil dit nou hê. Goeie ouers weet, dit gaan nie gebeur nie. Dit gaan nie gebeur nie. Julle het nie alles nodig nie, julle het dit veral ook nie nou nodig nie. Ons sal op die regte tyd wat nodig is gee. En dis wat Jesus sê. Los dit by God. Vra vir hom vir brood
en vertrou hom dat hy sal besluit hoe dit gaan lyk en wat op die brood gesmeer is. Vra vir hom vir beskerming en hy sal weet hoe, soos die Onse Vader. Hy sal vir jou lei. So wees versigtig met gebed. Moet ook nie gou beloftes aan die Here maak nie. Dis nog 'n faset wat die prediker ons hierteen waarsku. As jy 'n gelofte aan God gedoen het, moet jy nou dit maar betaal. Nou in die Ou Testament was geloftes volop. Ons kry individue, sien maar Hanna wat 'n gelofte aan die Here maak, dat sy Samuel aan die Here sal wy as sy 'n seun sou hê, ensovoorts. Ons hoor in plekke soos Deuteronomium 12, dat daar geloftes was wat met offers betaal moes word. Jy moes 'n offer bring en om sekere geloftes aan die Here te betaal. Mense het geloftes aan die Here gemaak in moeilike tye, sien ons in Numeri en elders. En dan het God gesê, jy moet dit betaal. Dit is hoekom ek dink Jesus in Matteus 5 vers 33 sê, verder, het julle gehoor, van die oudheid is daar aan mense gesê, jy mag nie jou eed verbreek nie, en 'n eed in die naam van die Here moet jy nakom. Maar ek sê vir julle, moet glad nie 'n eed aflê nie by die hemel nie, want dis die troon van God, nie by die aarde nie, dis die rusplek vir sy voete, nie by Jerusalem nie, dis die stad van die groot koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy 'n eed aflê nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie. Laat julle ja, ja wees en julle nee, nee, wat meer gesê word as dit, kom van die bose. En dis wat die prediker ook sê, die prediker sê, wees versigtig, moenie geloftes aan die Here te gou maak nie, want jy, God onthou dit, laat jou ja, ja wees. As jy amen gesê het, vertrou die Here. God het in elk geval wat hy vir jou doen hy uit genade. God het nie Israel meer gehelp om hulle geloftes gedoen het nie, hy help ons ook nie meer om ons 'n plegtige gelofte maak nie. Dit wat God doen hy uit genade. As hy ons uit genade gered het, dan sal hy sekerlik uit genade ons gebede ook verhoor. As God my toe ek 'n sondaar was, wat geen gelofte afgelê het aan hom nie, my gered het, dan sal hy my nog steeds red, dan hoef ek nie, soos wat ek dink ons almal maar al gedoen het nie, 'n klein geloftetjie in hom gemaak het nie. Ek onthou as 'n kind het ek 'n paar keer sê, as die Here my deur die eksamen help, dan sal ek hom 'n bietjie meer getrou dien. Nou kom ons wees maar eerlik, ons almal het al sulke dinge gedoen met die Here. En die Here sê, ek het julle in elk geval lief. Ek is in elk geval die goeie God. Ek is in elk geval die God wat vir julle sal gee, sê Jesus in Matteus 5. So, dit wat ek doen ek uit genade. En uit die prediker se kant, moenie met my 'n speelietjie speel nie. Jy het in elk geval, Romeine 11, niks in jou hand waarmee jy met my kan onderhandel nie. Ek het jou in elk geval lief. Wees versigtig met jou woorde. Wees versigtig met jou geloftes aan die Here. Laat jou ja, ja wees. Maar dan waarsku die prediker in Prediker 5. So dis ons eerste reis. Katvoet met gebed, maar ook die goeie nuus. God weet wat jy nodig het. Katvoet versigtig met geloftes, maar aan die ander kant, laat jou ja, ja wees en los die res. God sal in elk geval vir jou gee wat jy nodig het. En dan waarsku die prediker vervolgens teen geld. Hy sê in Prediker 5 vers 9, die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie. Die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg in nie. Ook hier kom dit tot hebel, tot niks. Die mens vir wie geld alles is. So, kry eers jou gebed reg, nou kry geld reg. As geld jou baas is, het jy nooit genoeg nie. Soos Rockefeller gesê het, toe hulle vir hom gevra het, when is enough to say just one more dollar. Nog net daai $1. Niemand is ooit tevrede nie. Dit kom tot niks. Dit is 'n gejaag na wind. Daarom sê die prediker in vers 10, as die goeie dinge van die lewe baie word, word die eters ook baie. So al wat jou baie geld gaan maak, jy gaan baie pelle hê. En hulle gaan kom eet, papi, tot jou geld op is. Onthou jy die verlore seun? Almal was sy vriende tot sy geld klaar is, toe ken niemand hom meer nie. En jy gaan ook sleg slaap as jy baie geld het. Vers 11. Die slaap van die arbeider is soet, of hy min eet of baie, maar die oorvloed van die ryke, laat hom onrustig slaap. Jy gaan nie slaap nie, as jy baie geld het. So moenie jou lewe op geld bou nie. Geld is nie per se sleg nie,
Maar geld wat in Mammon se diens is lewensgevaarlik. Daarom sê Jesus ook in die bergrede, maak vir jou skatte by hom bymekaar. Matteus 6. Gaan open 'n hemelse bankrekening. Gaan belê jou lewe in God se bankkluis. Daar's nie diewe nie, daar's nie mot en roes nie, daar is ewige dividende. Net soos wat jy jou gebede volgens die bergrede aan God moet oorlaat, moet jy ook jou finansiële beplanning aan God oorlaat. God sorg. Is dit nie Matteus 6 se woorde, dat hy vir die veldgras sorg, dat hy vir die blomme sorg, dat hy hulle beklee, dat hy die mossies van die veld versorg nie. Hoeveel te meer sal hy dit nie vir ons doen nie. Soek daarom eerste. Stel die koninkryk van God eerste, Matteus 6:33. En hy sal al hierdie dinge vir julle gee. Klink daarom mooi, né? Asof Jesus letterlik toe hy die bergrede gelewer het, Prediker 5 ook verder uitgebrei het. En dan as die prediker heel eerste vir ons sê, versigtig met jou gebede en oppas met oorhaastige beloftes, en tweedens vir ons sê, oppas dat geld jou baas word, want dan gaan jy nooit genoeg hê nie. Jy gaan net altyd vriende hê en almal gaan op jou nek lê, maar jou bekommernisse gaan meer word. Maar wat moet jy dan doen? Wel, dis aangrypend. Prediker 5 vers 17. Ek het iets gesien wat goed is, nadat hy in hoofstuk 5 vers 12 'n bitter swaar ding gesien het, hoe rykdom ellende bring, het hy iets goeds gesien. Hoor nou, dit is aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet onder al die geswoeg op hierdie wêreld. En jy sou sê, ek het dit al gehoor. Natuurlik, 2 weke gelede in Prediker 2, verlede week in Prediker hoofstuk 3. Ek het gesien, dis aangenaam, dit is goed om te eet en te drink voor God natuurlik, en die lewe te geniet onder al hierdie geswoeg. Dit kom 'n mens toe, vir hierdie leeftyd, wat God hom skenk. Weet jy wat verdien jy, om vrolik te wees? Ek het al baie keer gehoor mense sê, weet daai ou dit verdien, of hy dit nie verdien nie, they didn't deserve this or that. So asof God sekere dinge verskuldig is. Maar die prediker weet, daar's een ding wat God graag gee, wat God voel hy wil vir ons gee, en dit is om vrolik in sy teenwoordigheid. Hoor mooi, nie as 'n sondaar nie, maar as 'n geliefde van die Here in sy teenwoordigheid te eet en te drink, fees te vier. God gee aan 'n mens rykdom en besittings. Prediker 5:18. En laat hom dit geniet. Ek dink nie die prediker sê God maak mense ryk nie. Hy sê die besittings wat jy het, of dit 'n bietjie is en of dit baie is, as jy dit as 'n geskenk van God ontvang, het jy genoeg. Al bly jy in 'n plakkerskamp en jy's tevrede, het jy oorgenoeg. Al bly jy in 'n reuse huis en jy's tevrede, het jy oorgenoeg. Maar jy gaan waaragtig nie gelukkig wees. Of op enige plek op aarde, as God dit nie vir jou gee nie. Enige plek, sê ek altyd vir myself, is 'n lekker plek. As jy 'n lekker mens is, wat lekker deur God aangeraak is. So nie kan jy emigreer en jy sal nooit gelukkig wees nie, na 'n ander werk toe, na 'n ander dorp toe, na 'n ander vriendekring toe, na 'n ander land toe. Jy kan maar gaan waar jy wil, doen wat jy wil. As God nie jou hart aangeraak het nie, no joy, no joy. Jy kan hardloop, maar jy gaan altyd saam. Jy kan vlug, maar jy gaan altyd saam. Jy kan ander klere aantrek, maar jy's nog steeds binne in dit. Jy kan jou styl verander, jou lewe verander, maar as die Here nie jou hart verander nie. Dit is wat goed is, dit is wat toof is, dit is wat plesier is. Om nie te veel met jou gebede te eksperimenteer nie, om nie te maklik te bid nie, om versigtig te wees, om jou plek te ken in nederigheid voor die Here, om nie oorhaastige beloftes aan hom te maak nie, om te sê, Here, ek het ook as Nuwe Testamentiese Christen, het ek vir die Here Jesus gehoor, en ek het gehoor hoe hy my leer bid.
Jou Vader in die hemel weet wat jy nodig het. Laat jou ja wees en dit is genoeg vir God. Ek het ook by Jesus geleer, geld is nie my baas nie. Ek het 'n rekening in die hemel. En nou ontvang ek dit wat ek het as 'n geskenk uit U hand. En Prediker 5 bied vir my die beste antwoord oor wanneer gee God vir jou besittings en wanneer werk jy jouself dood vir besittings. Mense wat besittings het, of dit 'n bietjie is of baie, en hulle dood stres daaroor. Jy weet, ek het te min, of wat gaan van my beleggings word, of wat gaan gebeur as die rentekoers opgaan of afgaan. En die heeltyd praat en top oor geld, wat hulle geld uitdobbel om te hoop hulle kry nog meer, of stres, of gaan hulle geld hou. Daai mense werk self daarvoor. Maar wanneer God vir jou dit gee, God gee aan 'n mens rykdom, en besittings, en laat hom dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang, en sy werk met vreugde doen. Dit is 'n geskenk van God. So 'n mens dink skaars na oor wat in die lewe gebeur. So vol is hy van die blydskap van God. O, jy skatryk, al is jy brandarm, as God dit vir jou gee. O, as God jou oorlaai met 'n stukkie brood, en met 'n paar vriende, of al is jy ook net alleen, en God is die eregas, en die gasheer by jou lewe, is jy skatryk. Terwyl almal stres en vertel, waar gaan Suid-Afrika heen? Hoor wat sê vers 19. Niemand hoor dit in Suid-Afrika nie. So 'n mens dink skaars na oor wat in die lewe gebeur. So is hy is te vol van God se blydskap. Kan jy dit dink? Kan God jou 'n slag net so vol maak van sy blydskap, dat jy nou net een dag ophou top oor wat het op die nuus gebeur, en in die sosiale media gebeur, en in die koerant gebeur? Kan jy net een dag toelaat, dat God jou oorrompel met sy blydskap, met sy vreugde? Ek het iets gesien wat goed is, sê die prediker. O, almal het gesien wat bitter is, almal het gesien wat swaar is, maar ek het iets gesien wat goed is, 5 vers 17. Dit is aangenaam om te eet en te drink onder al hierdie geswoeg. Dis wat God vir jou skenk. Nie soos 'n hedonis, 'n alkoholus, 'n partytjie animal nie. 'n Mens wat brood breek in die Here se teenwoordigheid. God gee vir ons wat ons nodig het, en God gee vreugde. So, moenie te veel praat, sy bid nie. Kort en kragtig en amen. Moenie oorhaastige beloftetjies aan die Here maak nie. Laat jou ja wees. God weet. Moenie 'n geldverslaafde wees nie. Jou lewe is nie afhanklik van die hoeveelheid daarvan nie. As jy jou doodstres oor geld, hou op. Laat God vir jou gee wat jy nodig het. Hy sal. En weet jy wat? Binnekort gaan jy nie eens meer agterkom hoe sleg dit in die lewe gaan, wat almal jou altyd probeer van oortuig nie. Want God gaan jou oorstroom met vreugde. Dit leer die prediker my, hoor die Here se woord. Amen. Dankie Here, dankie vir die woord, dankie vir die woorde van die prediker. Dis 'n moeilike boek, maar dis 'n pragtige boek. Dankie dat jy ons leer, dat ons saam met hom 'n goeie ding kan sien. Ons wil nie te veel woorde gebruik, so ons bid nie. Here, U ken ons harte, U weet, maar U ken ook U eie hart, en U gee vir ons wat U weet ons nodig het. Ons wil nie geldverslaafdes wees nie. U weet wat ons nodig het. Oorlaai ons met U goedheid, Here, sodat ons so bly sal wees, dat ons skaars sal nadink oor wat in die lewe gebeur. Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het. Mag jy die boodskap elke dag saam met jou dra, en weet dat die Here naby is en jou liefhet. Tot volgende keer. E-Kerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.